Joni Eareckson Tada het op 17 in vlak water geduik en baie seer gekry. Sy is 'n kwadropleeg en vandag al hier by die 74 jaar oud. So sy is al vir baie dekades verlam. Sy is 'n baie inspirerende mens wat vertel van haar worstelinge en geloof. Sy vra in een van haar boodskappe, het jy al aan iets vasgehou asof jou lewe daarvan afgehang het? En dan vertel sy van toe sy 'n dogtertjie was en saam haar pa gaan perdry het. Sy beskryf die groot perd en sy spoed oor rowwe terrein. Terwyl sy agter haar pa op die saal gesit het, het sy styf vasgeklou in haar pa se beld. Sy vat hierdie herinneringe na die Bybel, spesifiek Efesiërs 6 vers 14. Staan dan vas, deur julle heupe te omgord met die waarheid. Die boodskap parafraseer dit so. Die waarheid moet jy soos 'n beld om jou middel vasbind. Paulus skryf oor die wapene rusting wat die Here sy kinders gee om teen die aanslae en versoekings van die bose te veg. Die swaard van die woord, die borsplaat van geregtigheid, die skoene van bereidheid, die helm van verlossing, die skild van geloof. Joni Tada fokus op die beld van die waarheid. Sy sien haar lewe as nog 'n avontuur met haar Vader, haar hemelse Vader. Soms voel dit asof die lewe jou soos 'n perd wil afgooi van sy rug, sê sy. Jy twyfel aan God se liefde. Jy sukkel om te vertrou op die Here se sorg. Jy voel nie hy is naby jou nie, maar vrek ver. In sulke tye klou sy weer aan die beld van waarheid. Die waarheid wat in die woord van God staan, dat hy getrou is, dat hy beloof om te sorg, dat hy jou nooit alleen laat nie, dat hy jou gebede hoor. Dalk gaan dit tans ook rof in jou lewe. Miskien voel jy die perd het jou klaar afgegooi. Jy het jou wind uitgeval. God het jou afgeskryf. Hou dan vandag vas aan die beld van waarheid. En as jy selfs te swak voel om aan die Here vas te klou, onthou, eintlik is dit hy wat ons vashou en nooit los nie. Ons bid saam. Here, help my vandag om u liefde en majesteit raak te sien. Bepaal my denke deur u groot waarhede, Heilige Gees, dat dit nie bepaal word deur my omstandighede nie. Amen.